Ek het so verlede week vir julle al opdrag gegee, het almal van julle 'n A4 saamgebring. Right. Wie weet nie 'n A4 saamgebring? Steek gou jou hand op. Ja, ek het geweet julle het nie waar saamgebring. Nicolaas, gaan gee gou vir hulle almal of stuur gou daar in die rye af. Kry gou vir julle elkeen. Is 'n belangrike ding hierdie. Ek gaan A4 bladsy. Sê. Ja, julle moet dit nou hê. Ek gaan gou vir julle wys. Ek wil gou vir julle wys hoe om dit te vou. Dat ek dit nou nie nodig het om dit te vou wanneer ek besig is om te bedien nie. Kry gou vinnig vir jou. Hierdie is nou 'n ongelooflike tool wat jy kan gebruik om vir mense te vertel van Jesus. Vir al die kinders. Gee dit vir die kinders. Vir die grootkinders en die kleinkinders. Ek weet nie of ek genoeg bladsye het nie. Ek het nou meer julle vertrou, maar dit lyk my daarom ons gaan redelik genoeg hê. Kan julle my hierdie mikrofoon gou gee? Jy kan my maar aansit. Ek is reg. Het almal gekry? Almal 'n A4 van een of ander aard of naby jou, dat jy net kan sien hoe lyk dit. Right. Goed, ek gaan gou vinnig wys hoe vou 'n mens om. Ek wil nie hê jy moet hom skeer nie. Ek gaan vir jou wys hoe om te skeer, maar ek wil nie hê jy moet hom nou skeer nie. Jy moet net wys, ek gaan net vir jou wys hoe vou jy hom. Jy vat die A4 so, dan vou jy hom na die linkerkant toe, die punt bo af, dat hy lyk soos 'n kerkie met 'n toring. Sien julle? Right? Dan vat jy die toring. Okay, nog 'n bietjie vinnig. Okay, vou af. Nee, laat kyk maar net gou-gou. Vat die regterkant se bopunt, bring hom af na die linkerkant toe, dan het jy 'n toringkie, 'n kerkie met 'n toring. Reg? Almal gesien? Right. Dan vat jy die toring bo en jy vat hom na die regterkant toe af. Dan het jy 'n huisie. Soos wat ons vliegtuigies gevou het. Né? Soos wat ons vliegtuigies gevou het. Vat die toring bo, bring hom af na die regterkant toe, dan het jy af, dan het jy 'n huisie. Dan mag gesien? Het jy 'n huisie daar voor jou? Right. Dan vat jy die huisie se mure hieronder en dan vou jy dit op na die boonste gedeelte toe. Dan het jy 'n hoetjie. Vat die mure, vou dit op na die boonste gedeelte toe en dan het jy 'n hoetjie. Kyk die skerm wys ook vir jou. Hoe lyk dit? Is die skerm skeef? Right. Dan vat jy die hoetjie. En dan vou jy hom in die helfte. Dan word hy vat hom en jy vou hom in die helfte. Enige kant toe, Gerrit. Enige kant toe. Right? Dan het jy so 'n dingetjie. Reg? Okay. Nou gaan jy net luister na my. Jy gaan niks doen nie, jy gaan nie skeer nie. Ek gaan nou net vir jou wys hoe werk dit. Dan vat jy hier op die onderkant. Jy sal sien daar's 'n streepies. Van die onderkant af deel jy die onderkant in 3 gedeeltes. 1, 2, soos wat daar op die skerm is, hier agter my. Né? Ek gaan nou net vir jou wys. Ek het nou die onderkant omgedraai. Dan maar net so klein skeertjie. 2 klein skeertjies op die onderkant. Soos wat my stippellyne op is. Reg? Maar jy gaan nou nie skeer verder nie. Jy hou hom nou net so, want dan gaan jy huis toe. Ek gaan nou vir jou alles wys wanneer ek bedien. Hoe werk dit verder? Maar nou het jy die basiese kit.
En van daar af gaan ons wanneer ek nou bedien, gaan ek vir jou presies wys hoe werk alles, en jy gaan verstom staan oor wat gaan gebeur verder. Ek bid regtig elke oggend vir julle. Ek het 'n roetine, wat ek daar in my buurt stap, tot op 'n hoë plek, en dan steek ek my hande uit, en dan begin ek vir almal bid, eers vir my en my gesin, en vir al my kinders, vir al my kleinkinders, en vir al die Nels, en vir al die Duplessis, en dan bid ek vir my familie in Jesus, en julle is 'n belangrike deel van my familie in Jesus. En ek sê, Shalom Acha, in Jesus se naam. Vrede vir julle. Soos wat Jesus daar in Johannes 20 vir sy disippels gesê het, daai dag toe hy opgestaan het uit die dood uit. Shalom Acha. Vrede vir julle. Alles wat Jesus bewerk het, alles wat Jesus gedoen het vir ons, kan saamgevat word in hierdie woord, vrede. Maar veral soos in die Hebreëse woord, shalom. Alles wat Jesus vir ons gedoen het, is vasgevang in hierdie woord. Shalom. Baie mense laat my en jou voel asof om in die Bybel te glo, om te glo dat dit wat hierin staan werklik God is, 'n God is wat met ons praat, is baie dom. Is glad nie wetenskaplik nie. Jy moet jou brein ergens geberre het om dit te kan glo. Skole leer deur wat hulle vir ons kinders leer by die skool, baie subtiel, dat om 'n Christen te wees, om te glo wat in die Bybel staan, oudtyds is, en baie dom is. Elke keer as daar vir ons kinders geleer word oor evolusie, is hulle besig om vir ons kinders te sê, wat julle glo, wat in die Bybel staan, is oudtyds en dom. En totaal onwetenskaplik, en daar's geen gronde voor nie. Hoe seker is jy van wat jy glo as 'n Christen? Hoe seker is jy dat wat jy glo die waarheid is? Werklik die waarheid is. Ja, ek weet jy het gekies om dit te glo, want om te glo is 'n keuse. Maar as jou geloof nie gebaseer is op 'n stewige fondasie nie, dan kan jou geloof niks beteken nie. Dan kan jou geloof 'n babbel wees. Jy kan jou geloof op 'n babbel bou. Tot op 'n dag dat daai babbel geprik word en skielik ontdek jy dat daar geen gronde is vir jou geloof nie. So het baie van julle al dinge geglo, wat julle glo wat gaan gebeur, en dit het nie gebeur nie. Hoe seker is jy van dit wat jy glo as 'n gelowige Christen, dat daar gronde is, goeie gronde is, bewyse is, feite is, waarop jou geloof gebaseer is. En dat daai grond, daai fondasie, daai feite vasstaan, bewys kan word, en dat daar oral oor die wêreld baie bewyse is, dat dit wat jy glo die waarheid is. Ek wil vanoggend vir jou 4 redes gee, wat jy kan gebruik, om vir iemand te help verstaan, dat wat jy glo, nie dom is nie, nie onwetenskaplik is nie, nie sonder feite is nie. Ek gaan vir jou 4 redes vanoggend gee, met hierdie toeltjie wat ek vir jou gewys het vanoggend. Gaan ek vir jou 4 redes gee, waarom ek seker is,
van wat ek glo. Waarom ek, as hier vanoggend iemand inkom met 'n masjiengeweer, en hy sê, almal wat glo in Jesus, kom staan nie voor, ek gaan julle doodskiet. Vanoggend gaan ek jou doodskiet, as jy glo in Jesus. Vriende, ek sal vanoggend opstaan en hiervoor kom staan. Ek kies om doodgeskiet te word vir Jesus. So seker is ek van wat ek glo. Is jy so seker van wat jy glo? Ek het vir julle gou hierdie toeltjie gewys, hoe julle dit moet vou. Ek het vir jou gewys met die onderkant, as jy gou daai, wys, gooi dit gou daar vir ons op die skerm. Net een terug. Ek het vir julle gewys, ons gaan hierdie bladsytjie, hierdie klein bladsytjie wat ons gevou het, gaan ons nou in 3 gedeeltes deel. Hier van onderaf, en ek wil nie, jy moet dit skeer nie, kyk maar net wat ek doen. Jy bære nou jou toeltjie, en jy gaan eers by die huis doen wat ek nou gedoen het. Jy deel hier heel onder op die onderste fondasie, deel jy hom in 3. En dan draai jy hom om, en dan skeer jy, soos wat ek daar, hier agter op die skerm, hy stippellyntjie gemaak het, skeer jy jou bladsytjie nou in 3 dele. Op daai stippellyntjie, sodat jy 'n groot gedeelte het, hierdie gedeelte, en dan 2 klein gedeeltes wat in klein stukkies is. En ek gaan nou eers die klein stukkies daar neersit, en ek gaan nou net eers die groote vat. En ek gaan die groote oopvou, want die groote gee vir ons, is die simbool van 2 van die redes, waarom ek seker is, as 'n volgeling van Jesus. Die simbool van die kruis, waarop daar, en jy kan nou as jy 'n pen vat, en jy kan dit nou gaan doen met die huis, as jy hom geskeer het, en jy het jou kruis, dan gaan jy op die voorkant van die kruis, wat is die een woord, wat die hele inhoud van die Bybel saamvat? Die een woord, wat die hele inhoud van die Bybel saamvat. Julle het heel oggend daaroor gesing. Nee. Jesus. Jesus. Jy kan op die voorkant van jou kruis die naam Jesus skryf. Want Jesus is die een woord waarmee ons die totale inhoud van die Bybel kan saamvat. Die Bybel gaan oor Jesus. Die Bybel, Jesus is die kern van die totale inhoud van die Bybel. Alles wat in die Bybel staan of val rondom die persoon van Jesus. My en jou geloof as Christene staan of val rondom die persoon van Jesus. Vat gou jou Bybel. Vat gou jou Bybel. Die meeste mense wat vir ons sê dat ek en jy dom is, onwetenskaplik is, dat ons brein moet gaan bære om 'n gelowige te wees, het nog nooit die Bybel gelees nie. Luister mooi wat ek vir jou sê. 99% van die mense wat jou beskryf as dom, jy met jou brein gaan bære om 'n gelowige te wees, het nog nooit die Bybel behoorlik gelees nie. Ek gaan jou gou help om vir hulle te verduidelik wat het ons mee te doen in die Bybel. Eerste ding wat ons vir hulle gaan sê, is ons gaan vir hulle sê, die Bybel is, ek glo,
Dis 'n keuse wat ek gemaak het. Ek glo dat die enigste ware God deur die Bybel met 'n mens praat. Hierdie God sê, hy praat op baie maniere met mense. Hy praat deur die skepping met mense. Hy sê as 'n mens met die regte ore en met die regte oë na die skepping luister en na die skepping kyk, kan jy oral tekens en bewyse sien dat daar 'n God moet wees. Hy sê dit in die Bybel. Hy sê ook, hy praat met ons deur dinge wat gebeur, deur die geskiedenis. As jy mooi luister, as jy mooi kyk na wat gebeur, luister na die geskiedenis, dan kan jy God hoor praat, as jy reg luister. Maar die meeste mense wat na die skepping kyk en luister, en wat kyk wat gebeur, het geen behoefte om 'n God daar te sien nie. In hierdie Bybel kan in 2 gedeeltes gedeel word. 'n Ou Testament en 'n Nuwe Testament. En ek wil hê jy moet gou jou Bybel vat. Kyk gou waar is Genesis, dis reg in die begin van die Bybel. Sit gou jou een vinger daar by Genesis in, en dan blaai jy tot by Matteus. Kry gou goed Matteus. Nou sit jy jou ander vinger by Matteus in. As jy nou na my kyk, hier is Genesis, my linkerhand, hier is Matteus, ek gaan net so een bladsy terugblaai, want ek wil by die laaste boek van die Ou Testament uitkom. Laaste boek van die Ou Testament, van hierdie eerste gedeelte, is Maleagi. Van Genesis tot by Maleagi is 39 verskillende boeke. 39 boeke is waaruit ons Ou Testament bestaan. Hierdie 39 boeke is deur meer as 30 skrywers geskryf, oor 'n tydperk van plus minus 1400 jaar. Hoor gou die syfers? Die 39 boeke van die Ou Testament is deur meer as 30 skrywers geskryf, oor 'n tydperk van 1400 jaar plus minus. Hierdie skrywers het die grootste gedeelte van hierdie Ou Testament geskryf in Hebreëus. 'n klein stukkie in Aramees. Oor 'n tydperk van 1400 jaar. Wat so merkwaardig is, van hierdie 39 boeke, as 'n mens dit mooi lees, is dat daar een goue draad dwars deur al 39 boeke loop. Want ons hoor hoe 'n God wat die hele wêreld geskaap het, letterlik 'n nuwe volk vir hom gaan haal uit, daar ergens uit Iran, Irak, en het hulle gevat na 'n gedeelte hier langs die Middellandse See, na 'n land met die naam Kanaan, wat ek en jy vandag ken as Israel. Want dis 'n splinternuwe volk wat God aan mekaar gesit het. Hulle was nie daar gewees nie. Hy het hulle aan mekaar gesit en vir hulle 'n nuwe land gegee
meer as 1000 myl van waar af waarvandaan die oor eerste begin Abraham byvoorbeeld gekom het. En die enigste rede waarom hy hierdie nuwe volk geskep het en vir hulle 'n nuwe land gegee het, was omdat hierdie volk, nie omdat hulle belangrik is nie omdat hulle belangriker as ander volke is nie. Hoor my mooi. Maar omdat hy gekies het, dat hierdie nuwe volk, die moederskoot, die baarmoeder moet wees, waaruit die Messias, God die Seun, Jesus, gebore sou word. Dis al wat hulle belangrik maak. En hierdie 39 boeke vertel vir ons van hierdie pad wat God geloop het met hierdie volk wat hy gekies het om die moederskoot te wees van die een wat die Messias genoem sou word. Hoe God homself aan hulle bekend gestel het, wat God alles onder hulle gedoen het, hoe God verskillende goed in hulle lewe gegee het, as padtekens, as padwysers, as profesieë van hierdie Messias wat gebore gaan word. Kan jy glo? Hierdie God gaan 'n mens word en tussen ons kom woon omdat hy ons so liefhet. Dis waaroor hierdie 39 boeke gaan. Dis die hart van hierdie 39 boeke. Ek en jy het daai Messias leer ken met die naam van Jesus. Jesus van Nasaret, wat 33 jaar op hierdie aarde gekom woon het. En nou is ek by die tweede gedeelte van dit wat ons die Bybel noem. En die tweede gedeelte strek van Matteus af tot by die laaste boek van die tweede gedeelte, Openbaring. 27 boeke. 27 boeke wat deur plus minus 10 skrywers geskryf is. Oor 'n tydperk van so tussen die jaar 40 na Christus tot plus minus die jaar 70 na Christus. Oor 'n tydperk van 30 jaar het hierdie 27 boeke verskyn. En al waaroor hierdie 27 boeke gaan, is oor Jesus. Jesus. 4 van hulle vertel vir ons van die lewe van hierdie Jesus, die Messias wat gebore word, wat vir 33 jaar tussen ons woon, wat wonderlike dinge gedoen het en wonderlike dinge gesê het, en uiteindelik een dag voor die Joodse Pasga gekruisig is op 'n klein koppie buitekant Jerusalem, Golgotha. Heel waarskynlik volgens die beste historiese bewyse wat ons het, die 9de April 30 na Christus is hy gekruisig op Golgotha. En daar in die kruis het hy gesterf. En hulle het sy lijk daar kom afhaal en hom gaan begrawe in 'n graf. En vir 3 dae en 3 nagte het hy daar in die graf gelê. Om op te staan uit die doodheid. Die 12de April 30 na Christus. Wat alles histories bewys kan word. Liewe vriende, weet julle dat daar meer as 10.000 bewyse is buite dit wat in die Bybel staan oor die lewe van Jesus, dat hy geleef het, dat hy 'n werklike mens was, dat hy 'n historiese figuur was,
Wie van julle ken Julius Caesar? Wie weet van Julius Caesar? Steek gou julle hande op. Wie van julle ken Napoleon Bonaparte? Steek gou julle hande op. Is julle seker dat hy iemand was soos Julius Caesar? Hoe seker is julle daarvan? Is julle seker dat hy iemand soos Napoleon Bonaparte was? Hoe seker is julle van hom? Weet julle dat daar meer bewyse is, buite Bybelse bronne is, wat vertel van Jesus, as wat daar oor Julius Caesar was, en oor Napoleon Bonaparte was. Die Encyclopedia Britannica het meer as 2000 keer meer geskryf oor Jesus, as wat hy oor Julius Caesar, of oor Napoleon Bonaparte geskryf het. En hy het net die feite, die historiese feite, gaan raakvat. Vriende, so seker is dit, dat daar iemand soos Jesus was op hierdie aarde. Enig iemand wat sy sout werd is, wat 'n bietjie navorsing gaan doen het, sal 'n fool wees, om te probeer ontken dat daar iemand soos Jesus was. Jy hoef so 'n persoon nie eers ernstig te beheen, as hulle sê, dat Jesus nie 'n werklikheid was nie. Want hy hoef maar net 'n bietjie moeite te gedoen het, om agter te kom hoe seker dit is, dat Jesus wel op aarde was. Die eerste rede waarom ek seker is, so seker is, van wat ek glo, is omdat daar geen onsekerheid oor die persoon van Jesus is nie. Maar weet jy, hierdie selfde rede waarom ek so seker was oor Jesus, is omdat die agterkant van die kruis, en jy kan dit daar skryf, hy die Messias was. Jesus van Nasaret was die Messias wat moes kom, waarvan die hele Ou Testament ons vertel. Weet jy hoekom is ek so seker daarvan? Raai hoeveel profetiese woorde in die Ou Testament, in hierdie 39 boeke, is daar wat verwys, wat vir ons vertel van die koms van die Messias. Weet julle hoeveel profesieë is daar in die Ou Testament, wat vir ons sê, daar kom 'n Messias? Nee. 322. 322. Ek wil gou vir julle 'n oefeningkie gee, wat julle nou volgende jaar, hierdie jaar is nou ongelukkig verby, tydens die Paasfees met julle kinders kan doen. Julle moet so 'n bietjie geld bymekaar maak, en dan kry julle al die kinders bymekaar, en dan sê julle vir hulle, ek wil hê, waar is julle Bybels? Bring julle Bybels. As jy vir my 'n vers in die Ou Testament kan wys, wat vir ons vertel van die Messias wat kom, dan gee ek vir jou 'n rand. Dan julle moet ten minste 322 rand by julle hê. Ek weet nie of hulle gaan hulle almal kry nie, maar wees maar gewaarsku. En dan laat jy die kinders soek na hierdie verse, en as hy 'n vers gekry het, dan lees hy dit. En as hy dit klaar gelees het, dan vra jy vir hulle, soos wie klink dit vir jou? Soos wie klink dit vir jou? Na wie verwys hierdie profesie? En kan jy vir my vertel, hoekom jy so sê? Weet julle dat hierdie 322 verse uit die Ou Testament, wat oor 'n tydperk van 1400 jaar geskryf is, deur meer as 30 skrywers? 322 keer vertel het van die koms van hierdie Messias, van sy geboorte, waar dit sou wees, wat alles in sy lewe sou gebeur,
en selfs van sy kruisiging. Weet julle ook, dat daar in die tyd toe die skrywers van die Ou Testament hulle dinge neergeskryf het, daar nog nie eers eers op aarde iets was soos 'n kruis nie. Niemand op aarde in die tyd wat hierdie Ou Testamentiese Bybelskrywers geskryf het, het nog ooit in hulle lewe gehoor of gesien iets soos 'n kruis nie. Die kruis is 'n splinternuwe, in terme van die Ou Testament, ontdekking wat kom van die Romeine af, wat hulle uitgedink het so om en by 100 jaar voor Christus. Die eerste keer. Het hulle gedink, hoe kan ons iemand op die ergste van ergste maniere straf, sodat hy sterf? So seer en pynlik gaan dit wees. En toe dink hulle die kruis uit. Met ander woorde, as ons in die Ou Testament lees van 'n Messias wat gekruisig gaan word, lees ons van iets wat daai mense nie eers van geweet het nie. Luister nou na hierdie ongelooflike, wonderlike feit. En waarom ek en jy so seker kan wees van dit wat ons glo oor Jesus. Weet julle wat is die wiskundige waarskynlikheid dat 322 profesieë kan gebeur, 'n werklikheid kan geword, vervul kan word in een persoon se lewe wat 33 jaar gelewe het hier op aarde. Weet julle wat is die wiskundige waarskynlikheid dat dit kan waar wees? Dat dit kan gebeur, dat 322 profesieë in een mens se lewe wat 33 jaar hier op aarde was, alles presies so kon gebeur. Die wiskundige waarskynlikheid is 1, luister nou mooi, 1 tot die mag 10 tot die mag 38. 1 tot die mag 10 tot die mag 38. Dit is, as ek dit nou moet oorsit in 'n wiskundige som, 1 met 38 nulle. Daar's een kans uit 1 met 38 nulle, dat een mens wat 33 jaar gelewe het, hierdie 322 verse kon waarmaak, kon vervul. Dat alles wat daar gesê is, gebeur het in sy lewe. 1 tot die mag 10 tot die mag 38. 1 met 38 nulle. Met ander woorde, liewe vriende, sagkens gesê, dit gebeur nie elke dag nie. Dit gebeur nie elke dag, dat een mens, en alles wat in sy lewe gebeur het, so 322 profesieë kon laat waar word nie. Dis waarom die belangrikste rede, een van die belangrikste redes waarom ek so seker is van wat ek glo, alles vervul is in Jesus, wat die Messias was. Maar alhoewel dit alles wonderlik is wat ek nou vir jou gesê het, en ongelooflike sekerheid gee aan waarom ek so seker is van wat ek glo, weet julle dat niks van wat ek tot hier gesê het, die rede is waarom ek so seker is van wat ek glo nie. My geloof
Alhoewel dit ongelooflik belangrik is, alles wat oor Jesus gesê word, en alles wat oor hom gesê word as die Messias, en oor sy lewe, en die feit dat hy gesterf het aan die kruis, alles wat hy gedoen het, en alles wat hy gesê het, alhoewel dit ongelooflik belangrik is vir my as gelowige. Liewe vriende, is die belangrikste rede, waarom ek so seker is, van wat ek glo as 'n gelowige, die feit, dat hierdie Jesus, wat aan die kruis gesterf het, opgestaan het uit die dood. Liewe vriende, as Jesus, alhoewel hy 'n werklik historiese persoon was hier op aarde, as hy net gesterf het aan die kruis, en nie opgestaan het nie, was dit wat ek en jy glo oor hom, totaal te vergeefs. Was het gebou op 'n babbel. Daarom is die een deel van wat ons glo, wat die meeste aangeval word oor die wêreld, wat deur die geskiedenis die meeste aangeval is, juis hierdie feit, dat hierdie Jesus opgestaan het uit die dood. Staan daar ergens in die Bybel, dat ons geloof in Christus as die een wat opgestaan het uit die dood uit, die belangrikste is van wat ons glo? Waar staan dit in die Bybel? Kom baba, kom. 1 Korintiërs 15. 1 Korintiërs 15. As dit wat ek en jy glo, nie gebaseer is op Jesus wat opgestaan het uit die dood uit nie, sê 1 Korintiërs 15, is my en jou geloof te vergeefs. Dan kan ons eet en drink, want môre sterf ons en dis die einde. En daarom sê ek, is die opstanding van Jesus die mees aanvegbare deel van wat ons glo. En is dit die deel wat die meeste nog aangeval is deur die geskiedenis. En daar is hoeveel skrywers wat geskryf het en wat probeer het om dit wat daar in die Bybel staan oor die opstanding, dat Jesus opgestaan het uit die dood uit, om dit te probeer beveg. Ek gaan gou vir julle so 'n paar mense lees, van wat probeer het, en Gerrit, die meeste van hulle was regsgeleerdes, was prokureurs en advokate. Want hulle is mense wat weet hoe om met feite te werk. Ja. Hulle kan, as hulle werk doen, kan hulle uitkom met die waarheid. En daarom, deur die geskiedenis, was die meeste ateïste wat probeer het om die opstanding van Jesus as onwaarheid te probeer bewys, advokate en prokureurs. So lees ons in die 18de eeu van Gilbert West, 19de eeu generaal Leo Wallace. Generaal Leo Wallace het in die 19de eeu, so klein bietjie, daai eerste ouetjie, Gilbert West, het sy uiterste bes gedoen, om te probeer bewys dat Jesus nie opgestaan het uit die dood uit nie, en hy het begin om die feite na te vors, en te begin skryf, en by hoofstuk 2 van sy boek, het hy 'n opgestane lewende Jesus ontmoet, en radikaal tot bekering gekom. Die generaal Leo Wallace van die 19de eeu, het dan so 'n bietjie verder gekom. Hy het die eerste hoofstuk geskryf, en die tweede hoofstuk, en die derde hoofstuk, en by hoofstuk 4 het hy 'n opgestane Jesus ontmoet.
En kon hy nie anders as om te sê, ja, hy het opgestaan nie. Die feite sê dit kon nie anders nie, hy het opgestaan. Daar's genoeg bewyse dat hy opgestaan het. Ek kan dit nie meer ontken nie. Ek en jy ken vandag die boek wat Leo Wallace geskryf het, generaal Leo Wallace. Wie van julle het al ooit die fliek Ben-Hur gesien? Ben-Hur is die boek wat Leo Wallace geskryf het, om te probeer ontken dat Jesus opgestaan het uit die dood uit. Frank Morrison, regsgeleerde, het probeer in die 20ste eeu om Jesus se opstanding te ontken. En hy het 'n boek geskryf en hy het ook letterlik so by hoofstuk 2 gekom en toe 'n lewende Jesus ontmoet. En vandag ken ek en jy daai boek, as ons dit in Afrikaans moet vertaal, die een wat die klip weggerol het. En dan is daar seker die boek wat meeste van ons ken, van Lee Strobel, The Case of Christ. Weer eens 'n regsgeleerde uit ons eeu uit, wat sy uiterste bes probeer het, om te probeer bewys dat Jesus nie opgestaan het uit die dood uit nie. Maar om uiteindelik vasgeloop het teen 'n opgestaane Jesus. En vandag word sy boek, wat die teendeel moes bewys, is sy boek se titel, The Case of Christ. Om te bewys dat Jesus werklik opgestaan het uit die dood uit, en dat hy lewe. So seker is ek. Dis waarom ek seker is van wat ek glo. Omdat Jesus was wat hy gesê het hy is. Alles in sy lewe, as ons vandag daarna kyk, hoor ons en sien ons, en is alles bewyse dat dit wat hy oor homself gesê die waarheid is. Maar veral, nie net dat hy gesterf het aan die kruis vir my en vir jou nie, maar die feit dat hy opgestaan het uit die dood uit, en dat hy lewe. Hierdie twee dinge is seker die twee belangrikste redes waarom ek en jy seker kan wees van ons geloof as Christene. Kan ek so vinnig nog twee redes vir jou noem waarom ons seker kan wees? Ek weet nie van jou nie. Daar was 'n tyd in my lewe wat ek gedink het, ek is darem 'n smart oukie. Ek is regtig 'n smart oukie. As iemand my gevra het, as jy vandag sou sterf, en daar sou 'n oordeelsdag wees, daar sou 'n God wees, en jy verskyn voor daai God, wat sal jy vir hom sê, hoekom moet hy jou in die hemel toelaat? Daar was 'n tyd in my lewe toe ek gedink het, ek sal daai toets deurkom. Ek lewe 'n goeie lewe, ek vloek nie. Nee, ek vloek nie baie nie. Vloek jy? Is daar selfs sommige van julle, daai botteltjie. Is daar selfs sommige van julle wat ergens in jou lewe vir 'n tyd, selfs die naam van God gebruik het as 'n vloekwoord? Ken jy sulke mense? As jy die naam van God uitelik gebruik as 'n vloekwoord op een of ander manier, al is dit 'n verbuigde vorm daarvan, al is dit saggies gesê, is jy skuldig aan ten minste een sonde voor 'n lewende, heilige God.
Het jy al ooit gesteel in jou lewe? Het jy al iemand anders se tyd gesteel? Jou werkgewer se tyd gesteel? 'n bladsy of 'n koppie speld of 'n drukspyker wat in jou baas behoort, aan jou maatskappy behoort, wat jy sommer net gevat het? Ek sal nou maar nie die ander dinge noem nie, vir Jan Tax, wat jy al 'n paar dinge bygevat het, en het jy al gesteel? Dan het jy ten minste 1 of 2 of 'n hele klomp kere gesondig in die oë van 'n lewende, heilige God. Wat sê, dat selfs as daar een sonde in jou lewe is, net een wat jy net een keer gedoen het, dan is daar net een straf wat ek vir jou kan meestraf. En dit is die dood of die hel in al sy woord, in elke sin van die woord. Tot nou toe het ek met jou gepraat oor die een deel van die bladsy wat ons geskeer het, die kruis. En nou is ons by die ander klein stukkies wat nou hier een kant gelê het. En as ons hierdie klein stukkies vat en ons begin hulle uit mekaar uitmaak, dan sien jy hier agter my lê die klein stukkies langs die kruis. Blaai vir ons 'n bietjie om. As jy hierdie klein stukkies vat en jy begin hulle hier voor jou uitpak, dan gaan hierdie klein stukkies heel eerste vir jou uitspel wat daar staan hier agter my. Hel. Liewe vriende, sonde. Een sonde in jou lewe kan jou lewe hier op aarde hel maak. Maar dis nie eens die ergste nie. Een sonde in jou lewe gaan maak dat die lewende God vir jou moet hel toestuur, sodat jy vir ewig daar gestraf kan word vir daai een sonde. En ek en jy, wat as ons begin eerlik raak oor onsself, as ons onsself regtig met erns begin ondersoek, sal moet sê, daar is baie meer as net een sonde in my lewe. Het jy al erns in jou lewe gesê, my lewe is hel? Een van die sekerste redes waarom ek oortuig is van wat ek glo, is omdat ek hoor hoe God sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gestuur het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore sal gaan nie, nie hel toe sal gaan nie, nie deur my gestraf sal word vir die sonde in hulle lewe nie, dat ek hulle kan vergewe, omdat Jesus klaar hulle volle straf gedra het aan die kruis. Daarom kan ek as 'n heilige God vir hulle genade gee, hulle vergewe. En ek kan aan hulle die ewige lewe gee as geskenk. Liewe vriende, die derde rede waarom ek so seker is van wat ek glo as 'n Christen, is omdat ek in Jesus en in wat ek hoor oor Jesus in die woord, is omdat ek 'n God ontdek het wat my vergewe, al is ek iemand wat die hel verdien. Liewe vriende, God het my vergewe. God het my verlede uitgewis. God het my verlede uitgewis. Liewe vriende, ons het vanoggend heel oggend daaroor gesing. Ons het gesing oor 'n God wat ons ontdek het in die Bybel, wat ons ontdek het in Jesus, wat 'n mens vergewe. Wat elkeen wat Jesus aanneem as Here en Verlosser, wat vir hulle sê,
hier is my vergifnis. Jy sal nie verlore gaan nie. Jy sal nie hel toe gaan nie. Jy kan seker wees dat jy myne is, dat jy vry is, dat jy bevry is, dat jy gered is, dat jy verlos is, dat jy die ewige lewe het. Vriende, ek het in Jesus vrede ontdek. Shalom het in my lewe gebeur toe ek Jesus aangeneem het as Here en Verlosser. 10 Oktober 1969. 57 jaar gelede het ek vergifnis ontdek in Jesus. Laaste rede waarom ek so seker is van Jesus. En ons is weer terug by die klein stukkies. Hierdie selfde klein stukkies. As ons dit uitpak op 'n ander manier, wat vir ons hel uitspel. Spel ook, kyk, daai selfde woorde, spel vir ons life uit. Daai selfde stukkies, wat vir ons hel uitgespel het, baie dankie, wat vir ons hel uitgespel het, spel vir ons life uit. Liewe vriende, ek het in Jesus lewe ontdek. Ek het in Jesus ontdek wat dit beteken, wat God bedoel het. Wat God bedoel het die lewe moet wees. Ek het in Jesus ontdek sin en betekenis vir my lewe. Ek het ontdek in Jesus en in wat in die woord staan. Hoe werk dinge? Wat maak 'n mens werklik gelukkig? Wat laat jou regtig voel jou lewe is die moeite werd? Wat bring lewe in my eie lewe? Wat bring lewe in my huwelik? Wat bring lewe in my verhoudinge met mense? Wat bring selfs lewe in my geldsake, in my finansies, my werk, waarom my werk vir my iets kan beteken, wat sinvol is omdat ek lewe ontdek het in Jesus. Liewe vriende, dit is die 4de rede waarom ek so seker is van wat ek glo. Omdat dit wat in hierdie Bybel staan, die God wat ek in hierdie Bybel ontdek het, Jesus wat ek in hierdie woord ontdek het, as my verlosser en saligmaker en Here, het werklik soos wat hy sê in Johannes 10 vers 10b, ek sal vir jou lewe gee, en dit in oorvloed. Liewe vriende, ek het daai lewe en daai oorvloed in Jesus ontdek. En in wat hierso staan. Ek het ontdek dat dit wat in hierdie woord staan, en as ek dit begin doen en gehoorsaam en dit navolg, dan ontdek ek dit werk. Hoor jy wat ek sê? Dit wat God sê, hoe die huwelik werk, hoe my verhouding met my kinders moet werk, dit werk. Dit verander dinge. En as ek nie doen wat hierso staan nie, dan werk dit nie. Dan loop ek my vas. En dan verander 'n wonderlike ding wat vir my genot moes gee in hel. En ongelukkig kan 'n paar van julle daarvan getuig. Hoe 'n huwelik wat jy vertrou het gaan werk, nie gewerk het nie. En hel geword het. Maar selfs vir jou, want ek het dit in my eie kinders se lewens gesien. Ek het 'n dogter wie sy huwelik nie gewerk het nie. En sy moes skei. Haar man het haar en haar klein kindjie by my huis kom aflaai, soos wat 'n mens 'n hond by die SPCA kom aflaai. En sy het gedink, niemand gaan haar ooit weer lief hê nie, soos wat sy in die Bybel lees nie. Maar sy is 'n gelowige. En toe kom God in sy genade,
En hy herstel haar. En hy gee vir haar 'n nuwe man. En hulle beleef, omdat hulle doen wat die Bybel sê, ons moet doen in die huwelik. En het sy begin lewe beleef in haar huwelik. Want dit wat God in sy woord sê, werk, liewe vriende, dit werk. Vra vir my. Met al my knoetse en al my knoppe, werk my huwelik met my vrou. Al 49 jaar, 49 jaar, amper lieg ek 10 by. Werk al 49 jaar, en hier sit mense wat selfs langer getuienis het as my getuienis. Kom ons sluit af. Liewe vriende, hierdie God wat ons leer ken in die Bybel, hierdie God wat sy gesig aan ons gewys het in Jesus, as die verlosser, die Messias, die een wat hier op aarde was, wat gekruisig is vir my en jou, maar wat ook opgestaan het uit die doodheid, wat vir ons sy woord gegee het, wat werk, staan vandag voor my en jou. En ek wil jy moet nou jou oë toemaak. Jy moet nou na niemand anders kyk nie, en na niemand anders luister, behalwe na my stem nie. Hierdie lewende God, hierdie lewende Jesus, staan vandag voor jou, soos wat hy daar in Lukas 18, vers 41, voor 'n blinde man gestaan het. En hy vra vir jou, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? Wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? En hy staan en luister, nie net na wat jy gaan sê nie, maar ook dit wat in jou hart aangaan. En die eerste ding wat hom aan die beweeg gaan sit, is as jy vir hom sê, Here, U ken vir my. U weet dat ek ook vergifnis nodig het. Dankie, Here Jesus, dat U ook vir my gesterf het aan die kruis. Dankie dat U ook die straf wat eintlik op my gerus het, vir en namens my gedra het. Ek kies net weer vanoggend, miskien vir die eerste keer, miskien by herhaling, kies ek om vir U te sê, ek glo dat U ook vir my gesterf het aan die kruis. Ek neem U vandag net weer 'n keer aan as my verlosser en Here. En dan sê hy vir jou, jy is van hierdie oomblik af, of van daai eerste keer toe jy dit vir my gesê het, is jy my kind. Jy sal nooit verlore gaan nie. Jy's myne, ek is by jou, en ek sal jou nooit verlaat nie, en jou nooit in die steek laat nie. Inteendeel, ek het my gees gestuur, om in jou te kom woon, om jou nie te maak, maar om elke dag by jou te wees, en jou te lei, en jou te leer. En dan gaan hy na jou kyk, en dan gaan hy vir jou vra, my kind, wat wil jy hê, moet ek verder vir jou doen? En ek wil nou net so vir 'n oombliekie stil raak, en ek wil hê, jy moet jou hart vir hom oopmaak, en sê vir hom opreg, wat jy van hom wil hê volgend. Kom ons sê dit vir hom. Net daar waar jy sit, in stilte.
Vanoggend kan ek na jou toe kom en ek kan vir jou sê, Here Jesus sê vir jou, Shalom ga, vrede vir jou. Dit wat jy vanoggend vir my in geloof gevra het, gee ek vir jou. Ek gee dit vir jou. Ek gee dit vir jou. Vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Dankie Here. Dankie Here. Dankie Here. Ons loof en prys U naam. Here, daarom kan ek vanoggend kom in U wonderlike naam en oor elkeen van die mense wat hier so sit, U shalom uitspreek, U vrede uitspreek. Vrede vir julle, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Gaan en gaan wees daar buite sy getuienis, sy getuies. Gaan vertel die wêreld van hoekom jy so seker is van wat jy glo. Amen.